ek weet vanmôre dat die Here is in die plek. En waar die Here is, daar is blydskap, daar is vreugde, daar is oorwinning, daar is hoop, daar is hulp, en al die mooie naam, die wonderlike dinge. So ons wil sê baie welkom. Ons het nou nie vreeslik besoekers vanmôre hierso nie, maar wie is net die weetjies hier in die middel, maar hulle is nou nie meer, hulle is al lang al hierso. Soms ons ook, hulle sê baie welkom, ek het nou julle name Stuart en Michaela, baie welkom, mag julle die dienst saam met ons geniet. Nou ek net vir Willie wat môre verjaar, en Petra die 3de, Petra Potgieter en dan Baron Vos, die 6de, ons net vir hulle namens gemeente sê baie geluk, mag julle lekker verjaar, en onthou as julle goed eet, nooi maar die pastoor, ek het nie saam met julle, maar mag die julle vir die ryke seën, mag julle wonderlike jare. Ek wil vra as jy die dienst gaan open met gebed, ek wil vra om die seën die Here afgebid, daarna gaan ek die nooi vanmôre. Kyk, vergeet van alles wat in die lewe gebeur. Is dat die jaar, hy het in die Bobbie verskoning gemaakt, en Chris sê, hy gaan ook net eers morgen die dienst, van hy gebeur lekker verjaar. So, baie geluk Chris, ons glo dat jy ook een wonderlike jaar sal hê. Kom ons staan en bid ons vraag en kyk en die seën die Here afgebid, daarna gaan ons heerlik, hartlik saam sing, die naam van die Here. Vader is baie dankbaar dat ons, soos pastoor sê, hierdie die vrede by mekaar kan wees. Die wêreld die buite om ons vergeet en ons dink aan die goedheid en die guns van die Here wat op ons rus elke dag. Die genade en die liefde is so groot, Here. Dis vir my partymal aan my gedagtegang 'n onmoontlike taak as iemand so lief vir mens kan wees. Maar ons waardeer dit en ons eer U daarvoor, Here. En ons sê alle eer, alle lof op U, Here. Mag het so wees, Here, dat elke hart vandag sal opgaan na U toe om die lof te gee en die nodige respek te gee dat ons graag aan U wil toedig, Here. Ek bid vir die dienst dat dit spesiaal sal wees, dat in en elk, dat U elke hart sal aanraak, Here, dat ons hier uit sal van met 'n salwing, dat ons die wêreld daarby om die brandstof gee. Ek bid vir ons voorsanger, ons musiekmense, ons klankmense, ons bid vir hulle almal wat betrokke is, dat U ook vir hulle rustigheid sal gee en vrede sal gee, dat hulle werklik ook daar vir ons daar in die binne in die hemelpoorte sal inlei in die musiek en die klank. Bid vir pastoor wat die woord gaan bring, Here, vra dat U vir hom daar 'n rustigheid in sy hart sal gee, dat U ons sal versterk en dat ons dan werklik daar sal ontvang wat U graag wil hê ons moet doen. Elke ene, Here, wat op daai lys van gebed is, bid ons voor. Ons weet daar baie mense wat groot gebed nodig het, Here, en ons vra dat U by elkeen sal stilstaan, onder elkeen sal inbuk en hulle sal uitlig in daai gat van ellende wat hulle is, dat ons sal weet, U hand van bewaring en genesing staan oor hulle. En ek bid vir hulle elkeen, Here. U ken hulle elkeen by die naam, so dit U doen nie, maar ek bid dat U hulle daarvoor sal seën, Here. Al die dinge sê en vra ons in Jesus naam aan U. Amen. Op ons gee dan volgende baie welkom die huis van die Here, vir die wat nie weet nie, en miskien nie raak kyk nie, dis nie Shamaine wat die sit, dit is haar suster. En lyk ons goed na mekaar, Shamaine het juist volgende my sê, voordat ek jy sê, daar is kijk, dus sy sê, maar sy dan, sy moet vanmiddag 'n koek bak. Ek sê, hoe wil jy dit doen? Jy denk jy naam, jy wil nie die skryf dan echt 'n koek bak nie, want ek glo nie, iemand sal wil leef om die storie te vertel nie. Maar sy sukkel bietjie, maar gaan beter met haar, en Veronica, dankie sy volgende instaan, maar weet jy wat? En die einde van die dag gaan het om oor die Here. Het gaan nie oor iemand wat achter die klavier sit, of die voorsanger wat die voorstaan nie, dit gaan oor God. En al die lof en die eer en die aanbidding wat ons aan hom gaan bring. Hierdie is so mooi, luister die wat ek vir julle sê. 'n dankoffer onderhou die band tussen die ontvanger en die bron van alle goeie gawes. En wie is ons bron? Die een aan al die lof en die eer en aanbidding toekom. Psalm 116 vers 17 sê, ek sal vir jou dankoffer bring. Ek sal roep en sê, Here, Here, U is goed vir my.
Here is groot, Here is jou Vader. Kom ons bring vanoggend aan hom al die lof en al die eer en al die aanbidding. Terwyl ons eerste quote, ons kan die volgende die quote sing. Ek kom met 'n offer van dank. Arise, shine in my heart, because Jesus is die Here. Arise, shine, for your light has
glory of the Lord is risen upon me. And with my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. And I will praise just like David. I sing the songs of Eve. I will walk in the garden. I will talk with my feet. And I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden. I will reign like the King. My heart is affected. Jesus says hier in het Vaderkort gestaan. Jesus says hier en my heart surrendered. Jesus says hier in het Vaderkort gestaan. Jesus says hier. Jesus says hier. Give God my ear. Jesus says here. Give God my ear. Jesus says here. And my heart is broken. Jesus says here. In het Vaderkort gestaan. Jesus says here. And my heart surrendered. Jesus says here. In het Vaderkort gestaan. Jesus says here. Jesus says here. Give God my ear. Jesus says here. Give God my ear. Jesus says here. And my heart is affected. Jesus says here. In het Vaderkort gestaan. Jesus says here. And my heart surrendered. Jesus says here. In het Vaderkort gestaan. Jesus says here. Jesus says here. Give God my ear. Jesus says here. Give God my ear. Jesus says here. Glo dat Jesus opgestaan het uit die dode uit. Dis seker die grootste gebeurtenis wat nog ooit in die wêreld gebeur het. Die dag toe Jesus uit die dode het opgestaan. En weet jy wat? Soos die duiwels was verbaas geweest, het nie gebeur as wat gebeur nie. Kosbaar om te weet, hy het opgestaan en hy leef. In Psalm 138, dan sing Dawid God se lof en hy sing, ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor. Dit is tot eer dat my God dat ek sing. Gaan jy saam met my met Dawid aansluit en lof bring aan die Here van die Heerskare. Kom ons sing verhewe lof en eer. Ek het probeer dink hoe ek die woord verhewe goed kan verduidelik. En alwaar ek kon dink is groter en groter as God. Dit is ons God. Kom sing ons saam en ons gaan oor na aanbidding. Kom in my, voor die
En sy so
Paulus kom en dan skryf hy vir ons hier in 1 Korintiërs die 11de hoofstuk vanaf vers 23 die volgende. Hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgeleer het. Dat die Here Jesus in die nag waar hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. En so die beker na die eten met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daarin drink tot my gedagtenis. En so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, en kondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou, verskillende kerke het verskillende tye wanneer hulle nagmaal gebruik. Ek weet van die gereformeerde kerke, so as ek kan onthou, elke 3 maande. Ons Pinksterkerke elke maand. En weet ek die Assemblies of God, die elke Sondagoggend het hulle die brood gebreek. Nou ek lees in hierdie gedeelte dat daar nie 'n beperktheid is nie. Ek dink ons kan dit ook op 'n daaglikse wyse in ons nagmaal gebruik. So dikwels as julle hierdie brood vat, hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Nou waarvoor het die Here gesterf? Hy het gesterf vir my en vir jou sondes. Ek het in hierdie week was ek in 'n gesprek met iemand wat glo net in die Ou Testament ensovoorts. En ek vra die persoon, ek sê, dink 'n bietjie dan daaroor, jy hoef nie nou te antwoord nie, maar dan vertel jy net later vir my. Waarom dink jy het die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom? En hy het sy lewe afgelê. En dan as jy vir my daai verduidelik gee, waarom jy dink dat hy soveel sou doen
hoekom sou ons dan nou nog vanmôre net vashou aan die Ou Testamentiese gebruike? Die vraag ons sommer so terloops, onderhou jy alles van die wet, dag en nacht? En geliefd sê ek nog vanmôre, wie sê dat Jesus Christus het vir my en vir jou ontsterf aan die kruis op. En die feit dat ons weet ook, toe die voorhangsel geskeur het, waar hy sê dit is volbring, dit is voldoen, daar die oomblik het die allerheiligste vir my en vir jou toeganklik geword. Daarom kan ek en jy of ons in ons motor is, of in die huis is, of in die kerk is, kan ons elke oomblik in die allerheiligste van God in beweeg. En ons kan self met hom praat. Ons het nie nodig vir 'n hoëpriester om 1 keer in 'n jaar in te gaan om namens ons vir ons sondes te bely. Nee, ons kan elke oomblik van die dag kan ons ingaan in die allerheiligste en sê, Here, ek het gesondig, help my, los my, maak my vry, sodat ek 'n oorwinning kan leef. Ek wil die Here dank vanmôre vir sy liggaam en vir sy bloed wat hy vir ons gestort het. Amen. En daarom maak dit my opgewonde vanmôre. Ek is op die regte plek in sy teenwoordigheid. So kom ons bid net saam vanmôre en ons vra die seën van die Here af. Ek wil die vra om ons te bid. Daarna gaan ons in die tafel van die Here sit en ons gaan deel hê in sy liggaam en sy bloed wat vir ons gestraf is. Baie dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Kom ons sê weer na. Every time
steek maar net die hand op. Iemand sal na jou toe kom, maar kom ons geniet dit vanmorgen om aan die tafel van die Here te sit. Sê Here, ons eer vanmorgen. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. There's cleansing in the blood of Jesus. There's cleansing in the blood of Jesus. There's cleansing in the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. There's cleansing in the blood of Jesus. There's cleansing in the blood of Jesus. There's cleansing in the blood of Jesus. It washes white as snow. Almal bedien die man wat geslaan het. Baie dankie hulle van nou net die tafeltafel opneem. Dan kan ons aan met die diens. Baie dankie. Yes, Father, only good the living, and say, see us from the mark. But the elders let him look upward and out the star, and nothing falls in God. Halleluja, halleluja, onze stichter wordt gelezen nu. Halleluja, halleluja, onze
beweeg. In die begin van die jaar het ons hierdie tema die voorgehou leef met oorgawe in 2026. Wie van die het al gewonder na wie se gedagtes sou dit wees? En nie gewonder nie. Waar sal dit vandaan kom? Is toen nou weer iets ergens gelees of in die kerkraad besluit, dit is goed hier die kerkraad, so ek kan het by moeilijkheid met die idee. As ek vanmorgen sou dink aan ons tema, leef met oorgawe, toe dink ek in die oggend toe die Here dit op my hart gelê het. En die Here wys my 'n gesig. En iets wat in my lewe gebeur het. Toe ek so 25, 26 jaar oud was. En ek onthou die Sondagmôre in die kerk, terwyl ons daar gesit het, en ons het oorsang, lekker sang, skaap. Maar ons het daai jare ook nog met 'n trekklavier, kyk ons het daai ding om gespeel het. En toe die tyd aanbreek dat die pastoor die boodskap moet bring, toe hy daar voor by die kansel kom staan en hy uitgebars in trane. En hy het onbedaarlik geween, ek wil soms sê gehuil. Jy weet ons wat is te huil. Ek vra daai môre vir die Here, ek sê Here, wat probeer jy vanmôre vir my sê? En ek dink terug aan daai oggend en ek dink aan die pastoor self. Kan nie vanmôre sy naam noem nie. Maar ek onthou die oggend toe ek vra vir die Here, Here, maar wat is fout? Wat is verkeerd? Die Here wys my dat as Godsman en die dra gemeente sy geestelike ontsaag. En soos ek vanmôre hier staan en kyk na u elkeen, wil ek vanmôre vir u sê, u moet onthou, daar word elke dag vir jou gebid. En daai pastoor. Baie keer nie by die naam nie, maar baie keer wel by die naam. En dan sien ek jou so my geestesoog, daar waar jy sit en ek vra, Here, u ken hierdie man, u ken hierdie vrou, u ken hierdie lewe beter as wat enige iemand dit ken. Help my, dra hulle, voorsien vir hulle, verryk hulle met u woord, laat die Heilige Gees in en deur hulle werk, tot lof en tot eer en verheerliking van die naam. As ek vanmôre dink in terme van leef met oorgawe in 2016, dan dink ek aan ons teksgedeelte met daai boodskap, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis julle denke. Ander woorde beteken indirek. Ons moet begin anders te dink. En ek weet nie of u vanmôre kan vir uself kan indink, waar pas u vanmôre in die groot prentjie van saligheid? Waar is u op hierdie oomblik in die tyd? Is u deel van sy liggaam? En kan ek en jy werklik vanmôre sê, is ons op die plek waar ons behoort te wees. En as ek nou vanmôre dink, gister wou ek aan die poppie met haar verjaarsdag, en toe raak ek so 'n bietjie aan die gesels, en sy sê, pastoor, weet jy hoe het ek nou die oggend se boodskap
gewaardeer toe jy gepraat het oor Godvreesendheid. En ek dank die Here vanmôre dat ek self nie boodskappe kies nie. En dan sal ek altyd net vir u lekker boodskappe wil gee. Die boodskappe wat sny en seer maak en wat jou miskien tot 'n situasie dwing dan jy 'n besluit neem. En ek dank die Here vanmôre dat ek dan hierdie boodskap by die Here op my hart gelê het en ek gaan nie van praat met dinge ek hoop ek kan met u voorhou bring in die tyd. Maar ek wil vir u vra vanmôre in die vorm van 'n vraag. En ek wil hê jy moet dit net vanmôre so 'n bietjie oor dink. Wat verwag God van my? Ja, daaroor gedink. As jy nou dink vanmôre in terme van leef met oorgawe 2026, wat verwag God van my? Dink jy dis 'n relevante vraag? In opsigte van ons hoofthema vir die jaar, as jy nie saamstem, sê my oud sodat ek dit sien. Almal hoef nie met my saam te stem, maar wat vanmôre moet sê, ek glo vanmôre as ek met oorgawe in 2026 wil leef, dan moet ek vir myself kan vra, wat verwag God van my? Ek het net een enkele vers lees, Micha 6 vers 8 wat ek aan julle voorhou as my teksvers. Hy, hier verwys dit na die Here toe, het jou bekend gemaak, o mens, ander woorde, hy praat met die mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Wat vra God? Wat verwag God van my? En hy het aan my bekend gemaak. Hoe maak God dinge aan my en jou bekend? Niks anderste as deur sy woord, nie waar? Sy woord is die waar. Sy woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. En as ek vanmôre saamstem dat hierdie 'n baie besliste, relevante vraag is in die tyd waarin ons leef, dan moet ons 'n bietjie daaroor nadink. Ons behoort as gelowige daaroor te mediteer. Ons behoort vanmôre vir onsself te kan vra, maar wat is my verhouding met God? Waarom sal God in 'n gemeente, nou, toe die Here hierdie gedagte in my hart gelê het ek u reeds geken. Nie van gister af. Hy sê van voordat jy nog die moederskoot ingebeur was jy reeds aan God geken. So, God ken my en jou van hankaar aan. Ons leef in 'n tyd waar daar baie vrae. Wat is reg? Wat is verkeerd? Hoe moet ek leef in 'n tyd soos hierdie? Wat is God se wil vir my lewe? Wat moet God hê moet met my gebeur? Nou in die Ou Testament, geliefdes, lees ons van die 10 gebooie. Eksodus 20, daarom. Nou in die Ou Testamentiese tyd het hulle sekere riglyne geneem van hoe om te leef. En dan lees ons hier Johannes 13, wanneer hy praat, maar ek gee vir julle 'n nuwe gebod. En dan sê die Here baie uitdruklik na net 2 dinge. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele wese. En jou naaste soos jouself. En dan hou hy op en sê, en die hele wet is in hierdie 2 gebooie saamgevat. So ons kan dit nie uit ons hart uit wegneem.
Ons kan dit nie gaan bære en vir iemand anders te gee. My vrou of daai een is nou hierdie boodskap vanmôre gehoor. Ek en jy moet vanmôre manmoedig of vroumoedig wees en sê, Here, praat vanmôre met my. Amen. Here, want ek wil eendag voor U kom staan met 'n skoon en 'n rein gewete. Baie mense dink vanmôre, geliefdes, dat God baie ingewikkelde dinge vir my en vir jou sê. Maar dit is nie so. Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, ons vind dit eintlik dat God baie eenvoudig is wanneer hy vir my en vir jou opdragte gee. Wanneer hy vir ons in hierdie gedeeltes, wanneer hy vir jou sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat is goed? En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen? En wat verwag die Here meer as wat ek en jy net met liefde, met betrag en dan ons ootmoedig en wandel met God. Ander woorde, daardie ootmoedig wys daar dat ek en jy nederig met God sal wandel. En mense kom ook sê vanmôre die baie lede. As ek en jy dit net vanmôre kan insien, dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te doen wat reg is in die oë van die Here. Sê maar uit. Sal dit vat vanmôre. Nou ek wil graag net by hierdie 3 punte so vinnig stil staan voordat ons klaar maak met hierdie boodskap. Die eerste punt wat hy vir ons daar noem, is om reg te doen. Om reg te doen, broer en suster, is nie om verkeerd te doen. Jy weet, hy is iemand wat ek ken, wat ook 'n prediker was by geleentheid, gesê vroeër jare, wat hulle bedrog genoem, noem hulle vandag besigheid. Jy kan met baie kinders van die Here praat en dan vra jy vir hulle 'n bietjie uit oor hoe was die ou Pinksterkerke gewees. Mense, ek wil vanmôre sê, ek as kind het beleef wanneer mense kom en hulle kom maak verskoning aan die gemeente wanneer hulle gesondig. Hulle doen restitusie. Vroeger jare, gister het iemand gesê, ons moet weer boedelingsbanke in die kerk insit. Dat mense kan uitkom. Ek onthou op Appington was daar so boedelingsbank by die gemeente weer. Maar weet jy, dat hy was so gevlek van die trane wat daar gevloei het. Maar mense berou voor God gehad het en hulle sonde teenoor God bely. En reggemaak. In die lewensbaan, en ek dank die Here vanmôre, dat wanneer God jou kan verander, en dit is sy begeerte, hy wil hê dat ons dit doen. Maar om reg te doen beteken om regverdig, eerlik en opreg te leef. Dit stem saam. Amen. Mense, ek wil glo vanmôre dat as ons moet weet dat ons so 'n bietjie dink vanmôre, as ons hierdie vraag moet debatteer vanmôre, hoe regverdig is ek nog in die besluite wat ek neem? Hoe regverdig is ek nog vanmôre in my optredes? Hoe regverdig is ek nog vanmôre met my integriteit wanneer niemand na jou my kyk? Jy weet, ek dink vanmôre baie keer aan die groot kettingwinkels, Boulders en Chamberlains en al daai plekke. Weet jy, as jy deur daardie rakke stap, hoe maklik dit is om iets kleins in jou sak te druk en jy stap daar uit en jy gedink jy het 'n geskol. Maar ek het besef dit, sê nou nie jy het hulle gesteel.
Maar wie het jy ook gesien? God. Wat my dink aan die skool wat die ouer wat inkom het en sy seun daar by hom inkom het en hy sê, meneer, jou seun het 'n pen gesteel van 'n man. En hy trap my sy seun. Hy sê my kind, hoekom jy nie vir pa gesê jy kort 'n pen nie, want by die werk is baie, ek sou daar een gevat het. Ek wil vanmorgen sê, dis klein voorbeeld. Kom ons besef vanmorgen, dat God wil hê dat ek en jy in alle opsigte moet reg doen. Om reg te doen in ons optredes. Nie ek en jy optree. Dat my dink aan 'n teksvers in die Bybel, wat na my en jou verwys, want hy wil ons sê dat julle is die lig van die wêreld. Met ander woorde, lig beteken dat wanneer mense by jou en jou teenwoordigheid kom, hulle die regte dinge sal raak sien. Ek wil vanmorgen sê, ek preek nie hierdie goed vanmorgen dat jy moet hier sit om skuldig te wees. Ek soek vanmorgen en my begeerte volgende is, en ek dink dis die doel van die Here, is dat ons moet kan leer. Ons moet opreg kan wees in ons optrede. Daarom wil ek vanmorgen beroep op jou. Al kos dit jou iets, al vra dit vanmorgen iets van jou. Kom ons maak 'n opoffering. Kom ons stel onsself tot beskikking van God as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Die tweede ding wat hy hier vanmorgen van my en jou vra, is om liefde en trou te bewin. Ek sal ook dit vandag maak, ek weet hier predikers, worteloos, veel, wat nog nie. En mense hier gaan dit oor barmhartigheid. Dit gaan vanmorgen oor genade. Dit gaan vanmorgen oor troue liefde. Wat God vanmorgen van my en van jou verwag, is dat ons moet lief hê soos wat hy lief het. Ja, dit is waar. Ek stem saam, as ek my net kan lief hê, soos by die Here Jesus liefgaan. Nou dan daar, Johannes 21 lees, waar die Here vir Simon die geleerdheid vra, Simon, weet jy my waarheid? Hy het nie getwyfel, ek kom nie agter dit, hy sê, ja Here, ek het u lief, en hy sê, laat my skaap. En toe vra hy die tweede maal, en weet toe begin dit nou, praat die Here nou met heerlikheid, staan hy dan nie buite aan, hoor hy nie wat ek vir hom sê nie, en hy sê, laat my nou afspreek, want hy die derde keer vraag, en dan hy verbou weer, sê, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief, en hy sê weer, pas my skape op, en ek wil vanmorgen sê dat God se liefde in jou en my hart, hoort nie 'n stukkie emosie te wees. Dis nie 'n ding wat maar net vinnig gebeur, en dan net nou voel jy ondersteun. As die ding aan die barmhartige Samaritaan, hy daar kom, hy sien hierdie ouer die ons pad doen. Onmiddellik het hy jammer gekry. Maar dit het nie net by sy jammer te gebly nie.
Dit het nie net by die jammerste gebly nie. Inteendeel, hy het oorgegaan tot 'n aksie. Hy het iets gedoen. Hy het daai persoon gehelp. Hy was selfs bereid om iets te betaal, sodat hy versorg kan. In ander woorde, as ek hierdie vraag myself sou vra, dan dwing dit my vanmôre om te kan sê dat my geloof want my versekerde daar goed te doen, luister dan my kind. Dan die derde en die laaste punt is om nederig met God te wandel. Mense, ek wil vanmôre ek wil dit toon dat dis die kern van ons totale Christelike lewe. As ek vanmôre kyk na ons skema leef met oorgawe, dan moet dit wees dat ons sal besef dat ons staan in 'n verhouding met God. Dis nie net 'n Sondagoggend geleentheid wat ons by mekaar kom nie. Ons moet elke dag op pad met die Here loop. Ek besef vanmôre ek het God nodig. Ek vertrou hom en ek leef in afhanklikheid van hom. Dis my persoonlike verhouding met die Here. Hy sê Salomo in Spreuke 3:5, hy sê, vertrou die Here met jou hele hart. Mense, ons vertrou die Here met alles wat in ons is. Ek wonder hoeveel van ons het al by geleentheid van die Here raad gaan soek. Die Bybel sê, as jy wysheid opkom, bid dit van die Here. Raadpleeg die Here. Ek het dit al baie keer gesê, my moeder, ek het nou staan baie swaar gewees, ek kan ek ook, dan vraag sy my kind, ja, gebid vir die saak. Dan sê ek, maar die Here moet ons verstaan, ons moet sy wil vraag, en ek het dit al baie keer, in so'n transaksie gesê, as ek het mag gebid, en kon die Here my dan recht help, ons bid dagelijks, ons raadpleeg, ons vra vir hom, sy Here is so afhanklik. Ek kan niks doen, behalwe as om my te begin. Dan wil ek afsluit. Wat verwag God van my? En van my? Wat verwag God moet ek as kind van die Here doen? Ek moet sy wil in my hart kom. Ek moet na hom luister en doen wat reg is, waarom die woord van die Here ook vir my voorsien. Pastoor, is daar hoop vir my? Ja, luister van my. Is daar genade? Ja, altyd. Sy genade weer staan op vanmorgen vir my. Ek kan ingaan, ek kan leer, ek kan aan hom myself toevertrou vir die dienstbaar. Daarom wil ek die rooi vanmorgen saam met my uit die oor sluit en vir die oomblik saam vanmorgen daar die vraag gevraag. Here, wat wil u vir my sê om ons te sê? En my Vader, baie dankie vir die woord, Here. Dankie vir die Heilige Gees in ons lewe. Dankie Vader dat ons weet dat ons so afhanklik van U is, dat ons nietigheid vanmôre sal besef en sal weet dat U ons God en ons Vader is. Vader, ek kom vanmôre en sê vir U baie dankie. Seën elkeen vanmôre wat in sy hart sy lewe besluit. Dit is my God, dat ek in Jesus sê. Kom ons staan, dan gaan ons laaste koor sing, terwyl die dames op die gewag, die is oorvergawes. Kom ons sing in oorwinning, die lof en die eer, kom ons staan saam met my, dan gaan die dames op die oorvergawes.
Hemelse Vader, baie dankie vanoggend dat ons na u woord weer kon luister, baie duidelik deurgegee dat daar 'n verwagting is van ons as mens. Here, so dikwels verwag ons baie dinge van u. Wanneer ons siek is, verwag ons u moet gesond maak. Wanneer ons in finansiële krisis is, verwag ons dat u ons daaruit moet help. En heel billik kom u vanmôre en u sê dat verwagting is wederkerig. Daar is dinge wat ek ook van jou as my kind verwag. Ons het kennis geneem van u woord, Here, 'n ernstige woord. En ons wil u vra dat u ons sal help, dat ons sal voldoen aan u verwagtinge, Here. Dat ons aan ons verantwoordelikhede getrou sal wees, dit wat u van ons verwag. Here, en dan wil ons nou as 'n gemeente net stil word vir 'n oomblik. Ons bid vir ons pastoor. Ons sien vanmôre hy's nie gesond nie. Ons sien vanmôre dat hy sit, Here, en ons as 'n gemeente het hom baie lief. En ons wil vir hom instaan en vir hom bid vanmôre. Here, wil u asseblief in sy liggaam ingryp. Wil u asseblief vir hom gesond maak, Here. Wil u wat ook al fout is in daardie liggaam vanmôre aanraak. En mag hy weet, as 'n gemeente is ons bekommerd en ons gee vir hom om, Here. Ons bid vir hom dat u hom sal sterk maak en dat u vir hom baie krag sal gee. En ons as 'n gemeente sê vir u baie dankie dat u ons hoor, Here. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Sy net vir 'n paar oomblikke sit, want ons die aankondigings gaan doen. Ek wil net noem dat die nuwe maandblad van Maart uit is. Daar is by die voordeur, asseblief. Hierdie was baie harde werk vir my, want ek was allemaal stypel. Ek weet net, ja, so asseblief, ek het hard gewerk die maandblad, vast vir die ene, ek plek hier dat elektronies uitgestuur, vir die mense wat wel, dat elektronies wees. Ek moet vir die sê, ek persoonlik verkies om harde kopie te lees. Ek hou nie van die elektronies goed. Ek gaan met die aankondigings toe draai. Ek wil nooit doen het gaan, net ek verloor. Maar dat is nie so dit. En ek wil nie dat jy nou krijg. Oké, ek weet volgende sondagoggend is ons erediens hier om 9:30. En dan is daar 'n paar belangrike datums wat jy moet hou. Ek wil net moet sê, daar is by die woensdag om 9:00, is ek reg, pastor? Daar is by die woensdagoggend om 9:00 en die woordskool Sondag om 17:00. Dis 5:00. En dan die goue gerbe soos deurgegee. Dan 'n paar belangrike datums. Asseblief onthou die 3 April gaan 'n goeie Vrydagdiens wees. Ons sal meer inligting vir u deurgee. Dan 5 April 'n opstellingsdiens moontlik. En dan 'n baie belangrike datum wat jy asseblief moet onthou. Die 12 April is Tannie Sue se 100ste verjaarsdag herdenking vieringe. En dan gaan meer inligting volg. Maar ek dink iemand, Annetjie, waar is die, skryf die mense name op?
Daar's 'n lys daarvoor, asseblief ons moet getalle hê vir mense wat dit gaan bywoon, en ons gaan na 10,000 mense opdaag. En ons het nie voorsien vir so baie mense allemaal, so asseblief, sit jou naam op die lys hoeveel mense tot gesin gaan wees. Ek dink dis omtrent alles. Michael, sal jy reg wees om te groet by die deur? Ja. Dankie asseblief. Ek gaan Michael vra dat hy vir 'n handdruk by die deur gee. Gaan in die vrede van die Here geniet die Sondag. Baie dankie.